So, dis tyd vir jou weeklikse regsadvies met trots geborg deur Burden Swart en Botha Prokureurs. Onthou, as jy 'n regsprobleem het, SMS die woord advies na 49905, gevolg deur jou vraag en ons bespreek dit dalk in die toekoms. Burden Swart en Botha Prokureurs se slagspreuk is nie verniet, we take the burden out of your legal work nie. Burden Swart en Botha Prokureurs bied baie meer as regsadvies. Hulle bied ook die beste oplossing vir jou komplekse regsprobleem. Besoek burden.co.za sommer nou. En soos ouer gewoond op 'n maandagmiddag, 20 minute oor 5, is dit Andrew wat saam met ons hier is. Andrew, hallo. Right, hallo julle. Lekker om weer hier by julle te wees. En net voor ek nou verder gaan, net gou terugkeer na daar waar ons verlede week was, waar ek gesê dat jy kan die polisie sivielregtelik dagvaar vir skadevergoeding. Ja. Dit is die skade wat jy gelei het as gevolg van die onregmatige arrestasie. Dis die feit dat jy gearresteer is op sigself, die onregmatige aanhouding, dis jou vryheid is ontneem en jy's aangehou. Die aanranding as jy aangerand is deur die polisie en ook die kwaadwillige vervolging. Dit is indien die polisie aangaan om jou te vervolg sonder dat hulle 'n behoorlike saak daarvoor het. En kyk, baie keer trek die polisie mos hulle sake terug. Ja. Alvorens jy nou in die getuiebank gaan staan, dan los hulle jy, gaan maar net huis toe. Maar soms voel hulle maar hulle wil aangaan met 'n saak wat hulle geen meriete oor het nie. En dan vervolg hulle jou kwaadwillig en het jy eis ook daarvoor. Dit sal ook tot 'n mate insluit jou regskostes wat jy moet aangaan ten einde sodanige kwaadwillige vervolging teen te staan en te opponeer. Okay, nou Andrew, ons praat baie hieroor en ons vra baie die vraag, maar ek dink ons almal wil weet, wat is die heel eerste ding wat jy moet doen as hulle jou sê nou maar wil arresteer? Ja, kyk, eerstens wat jy moet doen sodra jy gearresteer is, om te seker te maak dat jy kan die beamptes wat jy wel arresteer of aanrand of jou vryheid van jou ontneem, jou skel en beledig, dat jy hulle kan uitken. Dis baie belangrik dat jy weet wie dit was. Selfs soos die die provinsiale polisiekommissaris moes ook gesê het op TV, het hy gesê dat jy mag foto's of video's neem van die beamptes wat jou aanrand. Dis nie 'n oortreding om vir jou of iemand wat saam met jou is om sodanige foto's of video's te neem nie. Jy mag dit neem en wat ook gesê is daar, die advies wat gegee is, die oomblik as jy dit geneem het en jy sien dat hier kom nou moeilikheid, stuur dit aan iemand anders dat jy vir ingeval hulle jou selfoon vat en dit wil uitvee daarvan. Ja. Dat iemand anders reeds dit het wat dit vir jou kan bewaar. Verder moet jy so ver as moontlik enige getuies wat by die arrestasie sien en wat sien wat gebeur daar, moet jy onmiddellik hulle name probeer kry, want as jy by hom verbystap, meneer, kan jy net vir my 'n telefoonnommer gee, of vra vir so iemand wat gesien het wat gebeur, bel gou my vrou of my ma of my girlfriend of wat ook al, hier is die nommer, daai persoon gaan weer die nommer kry op sy selfoon, hopelik, en dan kan jy weer die getuie opspoor. Onthou, dit is gewoonlik wat gebeur is in die middel van die nag, keer hulle jou voor, dis ligte en donkerte en jy kan nie behoorlik sien wie is wie nie, en jy vergeet wie dat was, jy gaan selfs nie eens jou eie getuie kan uitken nie. Maar as jy dit daar vasgevang en dan is dit van baie waarde vir jou, as jy later in 'n hof gaan staan en jy moet getuig. Dan as jy aangerand is en na jy dan nou vrygelaat is, gaan onmiddellik na 'n dokter toe. Sê vir die dokter waarvoor jy daar is, dat jy is daar, dat jy is aangerand deur die polisie, dat hy moet jou ondersoek, dat jy sal graag 'n verslag van hom wil kry en dat jy dit jou oogmerk is om 'n eis teen die polisie in te stel. Dan ook neem foto's van jou beserings. As jy 'n blou oog gekry het of 'n sny op jou voorkop of wat ook al en dis nou jou oog is nou opgeswel en potblou, hy lyk nie so na 2 of 3 weke of na 'n jaar wanneer jy in die hof kom nie. Foto's wat jy daar onmiddellik geneem het en met 'n datum van wanneer jy daai foto geneem het, dit gaan vir jou baie goeie getuienis wees in die hof as jy daar moet gaan staan en moet getuig oor wat jou beserings was. Byvoorbeeld, probeer nou vir my 'n blou oog beskryf en probeer vir my beskryf hoe dat jou oog gelyk het nadat jy 'n harde hou op hom gekry het. Die volgende ding wat jy moet kry, synde as deel van jou getuienis, is as jy emosioneel getraumatiseerd is,
gaan na 'n sielkundige toe. Gaan kry sielkundige verslag. Ja. Want om emosionele trauma kan jy nie self oorgetuig nie. Jy kry 'n sielkundige, jy sê ook vir hom dat jy's aangeraan deur die polisie of jy's onregmatig gearresteer of aangehou, wat gebeur het in die selle ensovoorts, en as gevolg daarvan kan jy weerstand of 'n vrees daarvoor opbou wat jy nie voorheen gehad het nie. Ja. Jy kan daarvoor vir daardie emosionele trauma kan jy ook eis. En dan as onmiddellik nadat jy nou klaar gearresteer is en jy's of eintlik vrygelaat is, gaan sit so gou as moontlik. Sit en skryf neer presies wat het gebeur. Skryf neer jou storie reg van die begin af tot aan die einde. Presies wat gebeur het en presies hoe jy voel daaroor, stap vir stap. Elke stukkie wat jy daar neerskryf is getuienis. Onthou, jy kan nie, as jy eers 'n jaar later gaan neerskryf het in die hof opstaan en sê, maar wag, ek het hier 'n dokument as jy gekruisondervra word oor die voorval, sê maar ek het hier 'n dokument en jy het hom 'n jaar later opgestel nie. Maar as jy hom dadelik opgestel het, is hy toelaatbaar vir jou om jou geheue vanaf te verfris. En hulle kan dit nie van jou af weghou nie. Ja. En dan jou volgende stap sal wees, en onthou hierdie is nie 'n volledige lys nie, ek gee maar net 'n paar gedagtes hier. Jou volgende stap sal wees om 'n prokureur te gaan sien. So gou as moontlik ten einde 'n eis in te stel teen die polisie. Ja. Maak seker dat jy sien 'n prokureur wat spesialiseer in hierdie tipe van eise, want daar sekere statutêre vereistes waaraan voldoen moet word. Alle prokureurs spesialiseer nie hierin nie. Vra die prokureur wat jy gaan sien of soek 'n prokureur wat spesialiseer daarin en wat alreeds eise teen die polisie gedoen het vir hierdie tipe van voorvalle. En dan laastens net onthou net dat jy binne 6 maande na die voorval moet daar skriftelik kennis gegee word aan die minister van die voorneme om 'n eis in te stel. As jy nie binne 6 maande na die voorval so kennis gegee het nie, en daardie kennisgewing moet ook aan sy eie vereistes voldoen. As jy eintlik jou prokureur nie binne 6 maande na die voorval daai kennis gegee het nie, dan verjaar jou eis en dan het jy nie meer 'n eis nie. Sure. Nou ja, volgende keer sal ons dan kyk na waarvoor jy moontlik kan eis, en by nommers waar jy my in die hande kan kry is Pretoria 012 346 3554 en my e-posadres is andrew@aburden.co.za. Dat Dankie. is lekker maklik om te onthou, andrew@aburden.co.za, en dan gesels ons volgende week verder.